bid saam. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. God se teenwoordigheid is oralste. Daarom weet ons ook dat hy vanmiddag hier by ons teenwoordig is. Groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Goeiemiddag aan almal. Ek wil ook vir Johan, Annette, Okkie, Sandy sê dat ons voel saam met julle, maar ons weet dat God sê hulle ook verstaan. En dan wil ek ook vir almal wat aanlyn is, wil ek ook net sê goeiemiddag. Ek is Dominee Albert Jooste, vir die wat my nie ken nie. Ons is hier by mekaar in liefdevolle herinnering van Tannie Kotie Estreisen, gebore 16 Januarie 1932 en oorlede 7 Februarie 2026. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, as ons vanmiddag bid, is dit aan die een kant moeilik, want ons het in elk geval nie woorde nie. Dankie dat U ons ook op Psalm 139 voorsê, dat daar nog geen woord op ons tong is nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. Daarom is dit so wonderlik, dat ons vir U nie alles in woorde hoef te probeer uitdruk nie. Dankie dat U vanmiddag vir elke ene wat hier is, sy harte ken, gedagtes ken, sy vrae ken, en ook sy hartseer ken. Dit is vir ons die wonderlikste troos wat daar is, dat iemand wat groter is as die dood vir ons lief het. Ons kom na U, toon soeke vir 'n enkele troostwoord, waaraan ons net kan vashou in hierdie onbeskryflike, moeilike tyd. Kom deur U Gees en woord, en gee hierdie familie en vriende daardie anker saam met daardie soeke na U troostwoord. Dit is ook nou 'n gepaste tyd om vir U dankie te sê. Dankie vir Tannie Kotie, dat U haar geseën met die lewe, selfs met unieke gawes en talente. Dankie dat U altyd by haar was, gedurende hierdie 94 jaar. En ook vir al die geleenthede saam met haar, wat ons nou kan koester. Ons sê ook dankie vir Johan, Annette, Okkie, sy kinders, familie en vriende, vir hulle liefde, en dat hulle haar altyd met deernis en liefde bedien het. Ons bid dat U ook nou deur U Gees met ons sal wees. Amen. Ek gaan vra vir Johan, van Annette en Cindy om vorentoe te kom en vir ons die lewenskers aan te steek vir Tannie Kotie.
baie dankie. Johan, jy kan ook soms maar hier bly. En dan kan jy vir ons die dankkuns doen en die helder bly. Ek sien die preek is ook hier langs ons, op nou net op die regte plek fokus. Seker die belangrikste, een van die belangrikste hulpmiddels in 'n lang reis aanpak is jou padkaart. Hy is baie wat hier sit, wat presies weet wat 'n padkaart is. Dan sien die jong generasie verstaan nie veel en het nie ervaring van 'n padkaart. Hulle sal beter verstaan as ek sê GPS. Dis nou 'n kar op 'n foon oral. Maar jy het dit nodig wanneer jy jou reis beplan, jou roete. Want sonder daai inligting gaan jy heel waarskynlik by verkeerde bestemming kom. Jy gaan heel waarskynlik die besondere stilhoudplekke mis. En dit is baie belangrik om jou stilhoudplekke oor jou reis nie te mis. Nou dieselfde beginsels geld ook vir die heel belangrikste reis. Dis ons almal se lewensreis op aarde. Maar Koti se lewensreis het 94 jaar geduur. Dit was 94 geseënde jare, saam met familie en ander reisgenote. Sommige is vandag hier teenwoordig, sommige ken ek, sommige is nie meer met ons nie. En dan was ook sommige kinders en kleinkinders wat ongelukkig in Amerika en in Engeland en selfs ver plekke soos Bloemfontein is. Maar ek weet hulle is graag hier gewees. En met Okker en die hulp van sy tegnologie volg hulle ons oor die internet. En ek kan nie nalaat die volgende te sê nie. Ek sal my beste Afrikaans probeer. To all the family and friends living abroad. Okkie and Sandy. Volunteer to clarify and translate today's service when they arrive back on their island in Thailand. Dis waar my goeie Afrikaans eindig. So, nou is dit oor aan Okkie en Sandy, maar dat julle terug is in Thailand. Ouma Koti het gelukkig die beste padkaart gehad. Beste padkaart denkbaar. Ek dink dit was al Bybel. Ja. Haar reis was baie suksesvol. Want sy het ook die bron van die Bybel, God self geken. En ek dink, ons almal wat al geken het, weet, God het al 94 jaar vergesel. Vir my wat 72 jaar die pad saam met haar gestap het, klink vir my baie. Dink daar was dit nie baie. Is dit moeilik om in woorde te sit, dit wat ek beleef het. En dit klink of ek nog nooit Paulus se brief aan die Korintiërs gelees het. Hy hulle vermaan het om nie op mense te roem. So ek gaan nie op haar goeie eienskappe roem. Ek gaan maar gehoorsaam wees aan Paulus. En ek dink, ons vriend Dominee Albert is baie meer bekwaam
om haar geestelike reis uit te lig, uit te brei, en ek is oortuig, ek gaan die boodskap baie goed kan doen. Ek gaan my nie op daai terrein begewe nie. Sy het 'n vol lewe gehad. En ons kyk graag met dankbaarheid terug na al die stille plekke en wonderlike herinneringe wat ons met haar gedeel het. Ons is veral dankbaar dat na die afgelope 20 jaar nooit gehospitaliseer was. En dat is min wat dit kan sê, die laaste 20 jaar nie in 'n hospitaal. En ek kan nie anders nie, as om te sê, ons eer haar vir die bydrae wat sy het in ons lewe gemaak. Sy was 'n regte, trotse dame. In elke opsig. Ek wil graag vir Dr. Smit en Du Plessis bedank vir hulle behandeling van ma. En Dr. Smit was vir baie jare in familie se internis. Hy het ma se gesondheid beter geken as wat ons as kinders geken. Suster Anne-Sophie Els, wat ook jare as Reinpark se suster, het soveel empatie ma gehelp het met al haar gesondheidsprobleme. Aan die verpleegpersoneel van Linwood Hospitaal, personeel van die Snyman, versorgingseenheid by Reinpark 4 net hier oor hierdie smal pad, wat na 'n fisiese welstand omgesien het die afgelope maand. Julle was soos engele gedurende 'n moeilike tyd. Dan ook aan Adrian en Mariaan vir hulle jarelange voorsiening van medikasie en beskikbaarstelling van hulle huis. As Okkie en Sandy kon kuier het en maat saam met hulle by julle gekuier. Sy het baie waardeer. Baie daaroor gepraat. En ons dank julle vir julle positiewe gesindheid. Sy het my aanhoudend gedreig dat ek moet saamkuier, maar ek het gedink daar gaan nie plek wees vir my en my extended family nie. So, ons het heeltemal gegin om lekker te kuier met Okkie en Sandy en ma. En Okkie en Sandy, baie dankie vir julle daaglikse besoeke aan ma. Afgelope maand het julle gedink julle gaan kom lekker vakansie hou hier in Suid-Afrika, die sonnige Suid-Afrika. En daar was soveel take wat afgehandel moes word en dit was vir julle geen moeite nie. En ek het nou maar heeltyd gesê, julle is beskikbaar en dan net het nog 'n skool wat sy bedryf, Carly ook. En ek het sy nou en dan probeer hier uitkom. Maar baie dankie vir die hulp met die opruiming van haar eenheid. Dit gaan ons nog 'n paar dae besig hou. Ek hoor julle is baie naby aan klaar. Maar ek dink julle vakansie is nog nie verby. So ons gaan nog die laaste moet doen. Dankie ook Okkie vir jou tegniese hulp met hierdie uitsending. Vir ma se vele vriende waarvan baie hier sit aan Reinpark 4. Paar wat al uit Reinpark 4 is, maar ek het hulle ook vanmiddag gesien. En elkeen wat hier teenwoordig is, ons waardeer julle vriendskap en opofferings die afgelope 35 jaar. Meneer Albert Jooste, baie dankie vir vandag se boodskap. En ook die besondere wat jy saamgestap het. Vir al die afgelope paar jaar. Sy het my vertel van hierdie jong predikant, wat nie meer jong is nie. Hierdie jong predikant wat nie meer so jong is nie. Dis ek baie bly. Ek hou van 'n jong predikant wat nie so jong is nie. Jy is jong in die gemeente en jy het die wysheid wat sy nodig gehad. En selfs nou, dat jy antwoord by 'n ander gemeente, ek dink dis 'n buurgemeente op die Doornie-Oos, maar dit is nie meer jou gemeente hier nie. Ons waardeer jou deurlopende geestelike insette, jou besoeke, veral in tye van nood. Ons weet, dit is meer as 'n vriend as 'n dominee. Baie dankie aan Reinpark 4, se bestuurspersoneel, 35 goeie jare waar maar tuis gevoel. En ook vir julle bydrae
tot vandag se verrigting. As ek my emosies onder beheer kan kry, wil ek vir julle graag net sê, mag elkeen van julle wat nou hier luister vandag, oor die lig of hier geliefd voel. Ons wens elkeen oorvloed genade. Oorvloed genade vir vandag, vir môre en vir altyd. Kom ons staan, dan sing ons Nader my God by U. Die woorde is in die blaadjie.
Vanuit die woord van die Here lees uit Psalm 16. Was ook 'n geliefde Psalm vir Tannie Kotie. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuilings by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, se aantreklikheid vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elke ene wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek, en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Tot sover die woord van die Here. Kom ons luister 'n bietjie vanmiddag na hoe Antjie Krog die Psalm verwoord. Here, bewaar my dig by U. By U vrees ek niemand nie. Ek behoort alleen aan U. Niks is goed behalwe U. Soveel afgode is daar. Soveel wat hulle daarby skaar. Nooit gaan ek met hulle saam. Op my lippe is U naam. Alles wat ek hier ontvang, spreek van sorg, van U belang. Pragtig is die deel, ek weet, wat U sorgsaam vir my meen. Elke insig vorm my. Snags vind ek, U praat met my. Nooit sal ek weer struikel. Altyd voor my sien ek U. Hier op aarde juig ek bly, want die Here is by my. Van die graf weerhou U my. Vir my trou beloon U my. Leer my Heer hoe om te leef. Leer my in die blydskap leef. Uit die hand kom lieflikheid. Jy tot in ewigheid. En dit was Maakwotie se lewe. Psalm 16 vertoon so 'n pragtige prentjie van die rus wat daar in die teenwoordigheid van God is. Sag op die oor. Neem my in beskerming, o God. Ek soek altyd skuilings by U. Ons kan die oopgestrekte arms sien met die vesting waar geopende deure ons innooi. Kom
na my toe. Kom na my toe. Let op hoe die psalmdigter wissel tussen getuie en gebed. Ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds, nie behalwe by U. Here, U is my lewe. U sorg vir my. U gee my nie oor aan die dood nie. So ietsie van die Nuwe Testament trek Dawid al vir ons 'n bietjie nader hierso. Dat God die dood oorwin het. Hierdie angel uitgehaal. U leer my hoe om te lewe. Tannie Kotie se lewe het die woorde van Psalm 16 uitgebeeld. En sy het geweet, wat beteken dit? Om met vrymoedigheid en gebed vir Jesus te vra. Hoe wil U hê ek moet lewe? En sy het haar lewe daarvolgens geleef. Meer soos Jesus en minder soos ek. As Tannie Kotie se lewe meer soos Jesus en minder soos ek. Sy het verstaan dat sy die Here altyd by haar gehad het en geweet omdat hy by haar is, sal sy nie struikel. Hy sal nie val. En sy was gedurig bewus dat wat uit sy hand kom net mooi was. Net mooi. Sy het besef dat God se teenwoordigheid verlig haar lewe tot in die diepste donkernis. Iets wat in Psalm 23 so mooi verwoord word. Tannie Kotie het geweet wie haar herder is. Sy het geweet wie haar herder is. Een van die treffendste beelde in die Bybel is die beeld wat voorkom van God is ons herder. Jesus is ons herder. Kan jy vandag persoonlik bely dat die Here jou herder is? Kan ons vandag persoonlik sê, ja Here, U is my herder. Daar is niks wat my ontbreek. Hy gee vir my die heel beste van alles. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Ons moet altyd bewus wees dat God ons roep uit sy genade om hom te volg. 'n keuse te maak by die kruis. Elke ene van ons moet daar 'n keuse maak. Elke ene van ons moet tot stilstand kom by die kruis en sê, Here, ek het maar 'n gemors gemaak van my lewe. Kan ek my sonde my hier by jou voete neersit? Dan staan ons op as 'n nuwe mens. 'n Mens wat nie weer teruggaan na my ou lewe toe, maar 'n mens wat 'n omkeer maak en die nuwe lewe uitlewe. Ons moet bewus wees dat God ons roep uit sy genade uit. En ons moet 'n keuse maak. Ons moet 'n keuse maak. Veranderde mens
wat nooit weer terugkeer na ons ou lewens nie. Maar gedurig meer en meer word soos Jesus. Meer en meer word soos Jesus. Elke dag. 'n nuwe rigting inslaan. 'n nuwe rigting inslaan. Ek wil vir ons 3 gedeeltes lees uit die boodskap. Uit Johannes. Ek is vir almal wat my volg, soos die beste herder van wie hulle kan droom. Daar is 'n sterk verhouding tussen my en elke gelowige. Ons ken mekaar, soos my Vader my ken, en ek hom ken. So ken ek en elke gelowige mekaar. Omdat ons vir mekaar omgee, sal ek liewer sterf, as om toe te laat, dat my volgelinge iets oorloop. My skape sal my boodskap herken. Ek ken hulle en hulle volg my. Die pad. Die pad. Ek ken hulle en hulle volg my. Vir hulle gee ek die lewe wat nooit sal ophou. So sal hulle vir altyd saam met God wees. Die adres. Die adres. God wys vir ons die adres. Hulle hoef nooit vir die hel bang te wees. Ek sal hulle versorg en beskerm. Niemand sal hulle uit my versorgende hand kan ruk nie. Daarvoor sal ek self sorg. Hierdie skape het my Vader self vir my gegee. Hulle is die belangrikste van almal. My Vader self sal ook na hulle kyk. En God sal nie toelaat dat enige een hulle uit sy versorgende hand kom ruk nie. Ek en die Vader dink en doen dieselfde. Ja, ons is een. Ons is een. As julle my getrou volg, die pad, sal die wêreld God werklik raak sien vir wie hy is. Ons adres. Ek het hulle net so lief, soos die Vader my lief het. Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van my toe. Door wat Johannes vir ons hier sê, wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van my toe. Dit was Mark Boetie se strewe, maar elke dag toe te wikkel in die liefde van haar God. Sy het haar padkaart geken. Sy het geweet wie haar herder is, tot op die laaste. Het sy ook die adres geken, maar toe sy op pad is. Die ewige lewe. Amen. En ons staan en sing ons 'n nuwe hemel kom.
saam. Here, U weet hoe graag ons net iets wil sê, wat regtig 'n verskil maak, maar ons kan nie. Maar die een ding is, wat ons kan doen, is om vir hierdie familie te bid, maar nie net vir vandag nie, ook nie vir môre nie, maar vir oormôre en die jare wat kom. Ons wil bid, dat U vir hulle die genade, die krag, die vertroosting sal gee, wat hulle so nodig het. Maar ons weet, dat U altyd teenwoordig, U is die heeltyd daar, wees hulle genade. Ons dank U, Here, vir die vreugde van Tannie Koti, in U skepping gevind het, om ander te dien, met haar gawes en liefde, hierdie oomblikke van vreugde, maar ook 'n bouer van verhoudinge, met haar nader aan U gebring, en ons vertrou, dat sy nou die volheid van daardie skoonheid in U teenwoordigheid geniet. Here, dan bid ons, dat U die herinneringe aan Tannie Koti op 'n kosbare manier sal seën in ons lewens. En dank dat ons dit mag saam met ons dra
en koester. Wees ook nou saam met ons, as ons afskeid neem, by die plasing van die blomme by die foto. Gaan dan saam met hulle heen die lewe in. Ons bid dit in afhanklikheid. Ons bely dat U die lewende Here is, die opgestane Here is, die Seun van God is. Amen. Ek wil net vra, julle het die los blomme vir ons gekry, nee, dat ons by die weer gaan plant. Dat is so maar die blomme uit. Is het ons toch vir die familie vra en die wat rondom die familie staan om elke ene maar net 'n blommetjie hier te vat. Ons gaan nie meer graf toe nie, so daar is nie meer 'n afsluiting nie. En ek vind dit net altyd dat as 'n mens 'n blommetjie vat en sommer maar net hier by van die Kotie se foto neersit, dan kry 'n mens daardie afsluiting. So ek wil tog vir Okkie, Cindy, Johan, en net vra om eers na vore toe kom en 'n blommetjie te vat en daar aan die Kotie neer te sit. En dan die res ook graag 'n blommetjie wil kom neersit. Julle is meer as welkom om vorentoe te kom en 'n blommetjie te plaas. Raak nog allemaal wat op vorentoe wil kom, maar blommetjie toe kom plaas. Iemand vir 'n blommetjie? Voor ek vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis voorhou,
wil ek net vir Antoinette vra vorentoe toe. Ek doen dit nie normaalweg, maar sy, as ek by die bed kom, was sy daar. As ek weggaan en ek kom weer terug, was sy weer daar. So ek wil vir haar sê, uit ons harte uit, baie dank. Baie dank wat jy vir Tannie Klote die laaste tyd beteken. Baie dank. Hou vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, opstanding van die vlees, en ewige lewe. Amen. Ons gaan net voor ek die seën uitspreek, gaan ons staan, en dan sing ons die oorwinningslied.
ek vir jou vra om die Kersfees toe te blaas? Genade en vrede vir julle van God ons se Vader, Seun en Heilige Gees. Hy wat was, hy wat is en hy wat weer sal kom. Immanuel, God met ons. Amen.